Voorsitter, dames en here, opponente. Ek gaan nou die laaste afronding op ons baie donker skildery plaas, deur uit te brei oor die tipe beskerming wat die polisie nie bied nie. Ek wil net geëers die skietgat in die opponerende derde spreker se argumentering uitwys. Hy verwys na die morele verval van die gemeenskap en dat dit nie die polisie se skuld is nie. Ek wil egter net uitwys dat die polisie veronderstel is om ons te beskerm, al is dit in die eie gemeenskap. So, hulle kan ons nie voldoende beskerm nie, soos wat julle eerste spreker uitgewys het, omdat hulle niks kan doen omtrent die morele verval in die gemeenskap nie. Vervolgens sal ek aandui dat die polisie nie in staat is om landsburgers voldoende emosioneel te beskerm nie. Daar word van die polisie verwag om Suid-Afrikaanse burgers te beskerm. En dit sluit in, soos wat ons eerste spreker gedefinieer het, om fisies en emosioneel te beskerm. Fisiese beskerming is soos reeds deur ons span bewys, blykbaar nie eers 'n moontlikheid as by die SAPD kom nie. Hoekom nie? Ons eerste spreker het duidelik uitgewys dat die polisie onbevoeg is, en ons tweede spreker het meer daarop uitgebrei, deur te verwys na die oneffektiewe gebruik van hulpbronne. Hierdie is onomwonde bewyse dat die polisie nie in staat is om ons fisies te beskerm nie. Ons antisipeer dat die opponerende span ons gaan aanval, deur te sê dat die polisie meestal reaktief optree, en dat voorkomend nie hulle prioriteit is nie. Tussen 22 en 29 Julie vanjaar is 2 Weskaapse polisielede aan diens vermoor en 'n derde koelbloedig by sy huis doodgeskiet, soos berig deur Richard Roberts in die Burger van 30 Julie 2013. Dit bewys dat polisielede nie eers hulself kan beskerm nie, wat nog te sê die landsburgers. Die term beskerm sluit by implikasie ook 'n voorkomende faktor in. Anders is die onderwerp van ons debat vandag of die polisie bevoeg is om misdaadslagoffers by te staan, wat 'n debat op sy eie is. Om mense emosioneel te beskerm teen die effek van misdaad, moet hulle eerstens teen misdaad beskerm word. Professor Christiaan Bezuidenhout, 'n gesoute kriminoloog aan die Universiteit van Pretoria, het in 2008 reeds navorsing vrygestel wat die emosionele impak van misdaad onder Suid-Afrikaners ondersoek het. Sy navorsing bevind dat mense desensitiseer, lewe in vrees, dat mense angstig is, met 'n vernietigende haat vir oortreders lewe, en meestal, dat misdaadmense in sommige gevalle so beïnvloed het, dat hulle aan allerlei sielkundige versteurings lei. Hy beamoen ons span se oorkoepelende argument, met die mening, dat indien die polisie betrokke en bevoeg was, hierdie persone se gevoel van veiligheid moontlik herstel kon wees, en hulle ligter emosioneel daarvan sou kon afkom. Ten spyte van die polisie optrede, het misdaad hand uitgeruk, en dit is 'n klinkklare bewys dat die polisie nie meer in staat is om Suid-Afrikaanse burgers fisies of emosioneel te beskerm nie. Dames en here, ek sluit ons span se argument nou af, deur aan u te vra. Hoe laat polisie brutaliteit u s'nags slaap?